Here, in hierdie lied is 'n lied wat sê wat in die hart aangaan. Here, seën ons as 'n stellige gemeente met liefde en deernis heel eerste vir mekaar, nie heel eerste vir U, dan vir mekaar, dan en ook vir die wêreld daar buite. Dat ons liefde en deernis sal uitleef, want daar is God die Heer. Ons kan bely Jesus is die Here van die gemeente, maar as ons liefde en deernis uitleef, kan die wêreld sien, ons bely Jesus is Here. En vanoggend, Here, as ons die Bybel oopmaak, gaan oopmaak by Handelinge 2 en Handelinge 4. Kom wys vir ons hoe 'n tweede Paas wonderwerk lyk uit die woord. En Here, ek weet dat dit vir ons 'n moeilike ene gaan wees, vir party van ons, dat daar nie vanoggend iemand hier is wat kan sê, ag, ek gaan dit maklik doen nie. En daarom bid ons dat U deur die Heilige Gees vanoggend in elkeen van ons harte sal werk. Here, kom neem ons gedagtes gevange, maak dit aan Christus gehoorsaam, dat ons sal hoor wat die Gees deur die woord vir NG Stella vir my wil sê, en dat ek sal sê, hier is ek, Here, dit is moeilik, maar ek gaan dit uitleef. Seën vir ons ook hierin. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gemeente, verlede week het ons hierdie fantastiese teks in Handelinge 3 en 4 bietjie bekyk, dat ons in die naam van Jesus moet optree. Jesus se naam het die autoriteit. Ons bid in die naam van Jesus. Kan ek net sien, sommer met 'n hand opsteek, weet in hierdie week, dit was dalk nooit so nie, maar jy het in hierdie week begin bid in die naam van Jesus. Steek op die hand. Daar sy, wonderlik, fantasties. Wie het hierdie week autoriteit gebruik en gesê, in die naam van Jesus, laat dit so wees. Enige iemand, daar sy, daar's 'n klompie daar, wonderlik. Ek weet Margriet het vir my vertel, hoe sy in die naam van Jesus vir Hannetjie se kar gebid het, en dan vat die kar en dan ry die kar. Wonderlik, ons kan ons autoriteit gebruik, die naam van Jesus het krag, het autoriteit. En ek het hierdie week nou weer hierdie lied ontdek, en ek dink, as daar nou 'n lied kon gewees het, wat hier na die opstanding, daar die 50, 60 dae na die opstanding, in die tyd in Jerusalem gesing kon gewees het, hoe die mense in die straat geloop het en gesê, daar's autoriteit in die naam van Jesus, is dit nou hierdie lied, wat Margriet gaan speel, hy 7 minute lank. As jy wil weet wat dit is, sal ek hom later vir jou die skakel stuur, of ek sal hom op die erediensgroep sit later, maar Margriet speel net vir ons so die eerste helfte, en kyk die woorde, want daar's krag in die naam van Jesus, en die diens wat nou volg, gaan as gevolg van Jesus. Dankie.
a fire. Kan ek gou hoor, wie van julle is aan die brand vir Jesus? Burn like a fire, aan die brand vir Jesus. Ag, is so lekker om die kinders ook hulle hand te sien opsteek, aan die brand vir Jesus, want Jesus is hierdie passie, hierdie brandende vuur in my. En ons gaan nou lees, hoe het die eerste Christene geleef, toe Jesus hierdie brandende vuur in hulle self vlam gevat het, en wat hulle gedoen het. Ons lees dit in Handelinge 2 en in Handelinge 4, presies dieselfde, net by 2 geleenthede. Handelinge 2, vers 43, die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met ontzag vervul, al die gelowiges. Ons lees net in die vorige hoofstuk, of net vooraf, daar 3000 mans tot bekering gekom, so die kerk was 3000 plus mense, al die gelowiges. Wat het in hulle lewe gebeur? As gevolg van hulle passie vir Jesus, Jesus wat hulle in die brand gesteek het, was hulle eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel, volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet, en het God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Mense sou kon lees en dink, dit was die 12 disippels. Nee, meer as 3000 mense, die hele gemeente. Wat lees ons van hulle? Vers 44, die klem vanoggend. Hulle was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. Al het dit beteken, verkoop jou huis, verkoop jou grond, verkoop jou besittings en wees mededeelsaam. Handelinge 4 kom Lukas en hy maak dit nog so bietjie meer duidelik, wat het in hulle hart en hulle lewe gebeur. En wat was die vuur wat hulle aan die brand gesteek het? Vers 32, die groot getal wat gelowig geword het, nou is dit al meer as 3000, was een van hart en siel. Een van hart en siel. Die Griekse woordjie wat hier gebruik word vir siel is psuche, beteken letterlik jou siel. Dis nie een van hart en verstand. Hulle het nie almal dieselfde gedink nie, ek gaan nou ietsie daaroor sê. Hulle was een van hart en siel. Niemand het sy goed vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels, en hier is die kern, die apostels het kragtadig getuig dat Jesus die Here is, dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Nou, hou maar vas, ek gaan nie van jou verwag vanoggend om jou plaas te verkoop nie. So, baie van julle wil dalk julle plaas verkoop, maar nee, dit gaan nie daaroor nie. Vanoggend gaan ons bietjie kyk na die tweede grootste wonderwerk naas die opstanding van Jesus Christus. En dit is wat in Christene se lewe gebeur het. Toe Jesus Christus, die opgestane Here Jesus Christus, vir hulle 'n werklikheid geword het. Nie net die klein groepie van 12 nie, maar 'n groot gemeente van 3000 plus mense, hoe hulle teenoor mekaar geleef het. En kan ek net sê, die opstanding van Jesus was vir hulle 'n werklikheid. Het ek dit weer vanoggend uitgebeeld, die troon met die kroon. Dit was ongeveer, hierdie was ongeveer 50 dae na die opstanding van Jesus. Vir hierdie mense was dit 'n absolute werklikheid. Jesus het opgestaan. Hierdie gelowiges, sy enigste belydenis was, Jesus Christus is die Here.
En daai burning fire, Jesus Christus, het hulle aan die brand gesteek en hulle het goed gedoen wat hulle in hulle lewe onder leiding van die Heilige Gees in hulle dagtes lewe gedink het hulle sal nooit doen nie. Hoekom? Hier is die troon en ek het die uitbeelding al gedoen. Jesus Christus is Here. En dit is die werklikheid van die opstanding. Jesus is Here. En dit moet ons belydenis wees as Christen. Jesus is die Here van my lewe. Jesus is die Here van NG Gemeente Stella. So, die tweede Paaswonderwerk. Kom ons kyk vanoggend, wat is hierdie tweede Paaswonderwerk? Die tweede Paaswonderwerk is dat meer as 3000 mense radikaal anders begin leef het as wat hulle voorheen in hulle lewe geleef het. En ek gebruik die woord radikaal anders, want dit was absoluut radikaal. Hulle het in absolute opregtheid geleef. Daar was vir hulle nie 'n kwessie nie. Jesus is die Here, hy het vir my sondes gesterf, hy het opgestaan uit die dood, hy het alles vir my gedoen. Wat kan ek doen? En daar's twee goed wat hierdie eerste gelowiges absoluut, kom ek verduidelik dit, die eerste ding, hulle was eensgesind. Nou, ons kan nou vandag lees, eensgesind, okay, is alright, hier is 'n eensgesindheid hier. Nee, kom ons verstaan die konteks. Uit wie het hierdie eerste gemeente bestaan? Ek wil net weer lees, Handelinge 2:44, al die gelowiges, 3000 plus, was eensgesind. Handelinge 4 vers 32, hulle was een van hart en een van siel. Wat beteken dit en hoe groot is hierdie verandering in hulle lewe? As ons kyk na Handelinge 2, vers 5 tot 11, dan gaan ons sien uit wie het hierdie gemeente bestaan. Dit was 'n totale mengelmoes van mense. Handelinge 2 vers 5. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. So dit was Jode van al die nasies, godsdienstige Jode. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en wat elkeen van hulle gehoor het, dis met die uitstorting van die Heilige Gees, dat daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas hulle toe. Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Dis nou Petrus hulle. Hoe hoor ons elkeen dan in sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, so 'n klomp Romeine, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers, Arabiere en dan sommige mense uit Afrika ook. Kan julle hierdie mengelmoes van taal en kultuur van mense wat nie dieselfde lyk nie voorstel? Dit was die eerste gemeente. Mense wat klomp redes gehad het om nie met mekaar saam te werk nie. Ek praat nie jou taal nie, so ek wil niks van jou weet nie. Ek lyk nie soos jy nie, ek wil niks van jou weet nie. En om hierdie wonderwerk nog groter te maak, Jode het nie ruimte gehad vir ander nasies nie. En hier was godsdienstige Jode, hier was hierdie, ek wil amper sê, 'n verenigde nasies van mense. Die eerste kerk. En wat lees ons? 'n absolute wonderwerk, aangesteek deur die opstanding van Jesus, die belydenis, Jesus is Here, en hulle is eensgesind. Een van hart en een van siel. Mense wat verskillend gedink het oor politiek, mense wat verskillend gedink het oor die lewe,
verskillende waardesisteme gehad het, verskillende taal gepraat het, een van hart en een van siel. Daar staan nie, hulle was een van verstand nie, een van tsoegei, een van siel. Hulle het hierdie passie gehad en dit was Jesus en dit het hulle saamgebind. Ja, hulle het nog steeds vir verskillende politieke partye gestem. Hulle het nog steeds dinge verskillend benader. Hulle het nog steeds verskillend gedink oor goed. Maar as dit kom by die koninkryk en by God se saak, dan het Jesus Christus, die opgestane Here, hulle saamgebind en was daar 'n eensgesindheid, een van hart en een van siel. En dit laat my dink, hierdie is 'n antwoord op Jesus se gebed in Johannes 17. Vader, dat die Christene 'n eenheid sal wees. Want as Christene 'n eenheid is, sal die wêreld weet dat ek en u een is en dat u my gestuur het. Gemeente Stella, deur 'n eenheid in 'n gemeente, is die beste getuienis van dat ons glo Jesus het opgestaan, hy is die Here van hierdie gemeente. Ons hoef nie dinge dieselfde te benader nie, want ons is nie een in verstand nie, maar ons is een in hart, ons is een in siel, want Jesus Christus maak ons een. Hoe is dit moontlik? Dit is moontlik as ons terugkyk en sien wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Hy het vir ons aan die kruis gesterf. Hy het vir ons opgestaan uit die dood. Hy is Here. En hy is die Here wat ons een maak, een in hart en een in siel. En as ek nou bietjie prakties kan raak rondom dit. Ons as 'n gemeente, as ons bely Jesus is Here, dan is dit 'n belydenis om te sê Jesus is die Here in NG Gemeente Stella. En dit vier ons dan aan om ons belydenis te leef as 'n eenheid, so te leef dat die res van Stella en die wêreld daar buite kan sien ons bely Jesus is die Here. Dit is nou so lekker, Mary, dat julle ook vanoggend hier is, net om ietsiekie van daai diversiteit in ons gemeenskap uit te druk. Ons is 'n eenheid, Mary, een van hart en een van siel, want Jesus Christus is die Here van ons almal, en daarom is ons 'n eenheid. Kom ek raak prakties. Ons het een van die dae, ons werk nou almal na die kuierfees toe. En komende jare lank in die bediening, as iemand wat al baie jare in die kerk werk, die oomblik as ons begin saamwerk aan 'n ding, dan kom maar oneenigheid. Is dit nie so nie? Hoeveel oneenigheid was daar dalk al in die verlede rondom 'n projek van die kerk, rondom iets soos die Soutpan saamtrek of die kuierfees. En hier is nou juis ons geleentheid om te sê, kom ons wys hoe Jesus die Here van ons lewe is. Met eensgesindheid, een in hart en een in siel, en ek gaan nou die siel verduidelik, gaan ons vorentoe, en ons gaan 'n kuierfees hou in eenheid, dat die wêreld hier buite sal sien, wow, kyk, hoe kan hierdie mense 'n ding doen, want hulle is een in hart, een in siel. As ek kyk na Lukas 10, en kan ek net gou hier net terug gaan daai kant toe, want dit is vir my so belangrik om dit nou net uit te beeld. Ons ken almal die verhaal van die barmhartige Samaritaan, en wat Lukas doen, hy vertel die verhaal van Jesus van die barmhartige Samaritaan, en dan gaan haal hy 'n gebeurtenis. Nou Lukas wou 'n presiese kronologie skryf van Jesus se lewe, maar hier kom verneek Lukas 'n bietjie. Hy gaan haal iets wat nie hier hoort nie.
Die verhaal van Jesus wat by Martha en Maria gekuier het, en hy kom sit dit direk na die barmhartige Samaritaan. Wat was Lukas se bedoeling daarmee? Ons lees van die man wat aangerand is, dan kom die hoogheilige priester. Hy kyk, hy stap verby. Die hoogheilige leviet, hy kyk, hy stap verby. Die wat juis moes buig en help, stap verby, want hulle fokus was op die Here. Hulle het dalk 'n kerkding gehad om te doen, ek het nie nou tyd nie. En dan kom 'n besige Samaritaan, wat dalk geen erg gehad het aan hierdie man nie. Natuurlik nie eers dieselfde ras nie, hoekom moet hy hom help? Daai Jode kyk tog af op ons as Samaritane. Hy stop, hy help. En hy gaan betaal alles, dit gaan nie daaroor nie. En dan direk daarna kom Jesus en hy vertel die verhaal, en Lukas sit dit daarin. Lukas vertel die verhaal van toe Jesus by Martha en Maria in huis gekom het. Martha en Maria, albei baie lief vir Jesus. Martha en Maria besig natuurlik in die huis om alles netjies te maak, in die kombuis om die kos voor te berei. Maar die oomblik wat Jesus instap, laat val Maria haar voorskoot en sy gaan sit by Jesus se voete. En julle ken van Martha, sy werk, sy's doenig in die kombuis, en dan stap sy in en sê, Here, gee U dan nie om dat my suster my nie help nie, kyk hoe sit sy, en ek moet alles doen. En huismoeles. En Jesus sê vir haar, maar Martha, Maria het die beste deel gekies. Nou, wat wil ek vanoggend vir jou sê? Hierdie twee verhale wil Lukas vir ons kom sê, gemeente, ons moet die vermoë hê om te kies wanneer dit die regte tyd is om wat te doen. Die priester en die leviet was so in hulle verhouding met die Here vasgevang, dat hulle die tyd om te dien gemis het. Hoor julle? Hulle was so vasgevang in hulle aanbidding van die Here, dat toe die Here hulle wys, dis nou tyd om te dien, toe sê hulle nee, ek dien eerder die Here. Hulle mis die punt. En Martha, so besig om te werk, dat toe dit die tyd was om by Jesus se voete te gaan sit, toe werk sy en sy mis die punt. Gemeente, ons moet die vermoë hê om altyd te kan onderskei, wanneer dit is om te wees, kind van God te wees en te doen. En as die Here ons roep om te wees, dan wees ons. Ons is vanoggend hier om te wees. Maar nou in hierdie tyd gaan ons ook moet doen. Maar kom ons gaan doen so, dat ons nie soos 'n Martha huismoeles veroorsaak in die doen nie. Nee, ons doen dit omdat ons een van hart en een van gees is. En een van siel is. Wat bedoel ek met die siel? 'n manier vir my om dit prakties uit te beeld is, ons doen dit met dieselfde gedeelde visie. Ons is gefokus op dieselfde ding. En kom ek sê, ons gaan 'n kuierfees hou, en dit gaan ons visie gaan nie geld wees nie, want dan mis ons die punt. Ons visie is nie geld nie. Wat is ons visie? Kom ons gaan hou 'n kuierfees, wat ons gaan sê in hierdie kuierfees in aanloop daartoe op 1 Junie gaan leef ons Paasfees. Ons gaan demonstreer vir die wêreld daar buite dat hierdie gemeente is 'n gemeente wat vanuit die opstanding 'n bazaar hou. En vanuit die opstanding doen ons dit in eenheid, een in hart, een in siel. En ons doen dit dat die wêreld kan sien, Jesus is Here van ons almal se lewe. 'n gemeente wat een is,
eensgesind, opreg eensgesind, een in hart, een in siel. Kan ek hoor, is ons reg vir hom? Gaan ons Paasfees so begin leef in ons gemeente, en alles wat ons doen, eensgesind, in hart en siel. Ons kan met die verstand nog verskil, maar hier, hart en siel, is ons een. Die tweede, absolute, aangrypende wonderwerk, wat gebeur het vanuit die opstanding van Jesus, en die belydenis dat Jesus die Here is, hierdie mense doen iets wat 'n mens se mond laat oophang. Christene sien die nood van mekaar. Meer as 3000 mense, nou moet julle ook weet, as daar van hulle, baie van hulle was dalk in Jerusalem, kom kuier, hier kom hulle tot bekering, hier sit hulle wil nie weggaan nie, hulle het nie kos hier nie, daar is nog kuiergaste in Jerusalem, daar sit hulle. Die ander, as daar Jode was wat tot bekering gekom het, kan ek jou verseker, is hulle uit hulle familie uitgeskop, omdat hulle Jesus Christus aangeneem het. En die werke was in die familie. So as jy uit die familie uitgeskop is jy sommer uit jou werk uit ook uitgeskop. En kan ek myself indink aan hierdie eerste gemeente, hoe daar regtig kosnood en armoede was, omdat mense nie 'n heenkome gehad het nie, omdat hulle vir Jesus Christus die Here in hulle lewe gekies het. En dan lees ons in Handelinge 2 vers 45 en 4 vers 34, 2:45, en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle besittings verkoop en die geld uitgedeel. 4, Handelinge 4, wat hy daar sê, waar is hy? Niemand vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het alles verkoop en alles met mekaar gedeel. Vers 34, nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond en huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring. Vir die apostels gegee en hulle het dit uitgedeel. Wat 'n fenominale opstandingswonderwerk wat hier gebeur. Dat mense wat soos ons van nature selfsugtig en besitlik is, na hulle broers kyk en susters kyk en sê, hier's ellende, wat kan ek doen, wat het ek? Ok, ek het eiendom, kom ek verkoop dit, gee die geld, laat almal kan lewe. Dit was nie lank so in die kerkie, want later sê Paulus, die wat nie werk nie, kan nie eet nie. Maar die wonderwerk wat hier gebeur, is absoluut verstommend. 'n Paaswonderwerk, dat mense nie net sê, hulle is 'n eenheid nie, maar dat hulle dit demonstreer, deur 'n offer, wat so groot is, mens kan dit amper nie beskryf nie. En dan kom die vraag weer, Hoekom het daai eerste Christene, nie eers die wat 'n plaas en 'n huis en goed gehad het, nie dit vasgeklou, maar dit gaan verkoop, sodat almal kan leef? Want 50 dae, 60, 70 dae, na die opstanding van Jesus Christus, en die uitstorting van die Heilige Gees, en die belydenis dat Jesus die Here is, was Jesus alles vir hulle. En hulle het verstaan, dat God het in Jesus al alles vir hulle kom doen. Die grootste offer, wat iemand ooit kon bring, het God gebring. Hy het sy seun gestuur, as 'n offer, om hulle vry te maak van sonde. En hy het opgestaan, hy is Here, nou het my broer honger, kom ek gee, kom ek verkoop, dat almal kan leef en almal kan eet. Die belydenis dat Jesus die Here is. 'n Gemeente, wat sien ek hier? Ek sien
dat as dit kom by offervaardigheid, dan moet dit nooit vir ons gaan oor, kom ek kyk wat is in my sak of in my beursie. Dit gaan nie daaroor nie. Maar dit gaan oor wat? Oor die evangelie, oor Jesus Christus. En as God op my hart lê om te offer, dan kyk ek nie wat doen my bure en ander in die wijk nie. Dis nou die lentetyd offerfees, die herfsoffer. Dan kyk ek nie wat doen ander in die wijk nie. Ek bel nie vir Erika en vrou, lyk die begroting, wat het al ingekom en wat kort julle nie. Nee, ek gaan offer, want die grootste offer is al vir my gebring, Jesus Christus. In my eie lewe het ek al gesien, en ek het dit al in die kerk gesien. Daar waar daar nie 'n offergesindheid is nie, beteken dit nie dat daar niks in die beursie is nie. Dis baie keer is Jesus in die hart. Is die belydenis daar dat Jesus die Here is. Hierdie ouens is aangevuur deur dit wat Jesus reeds vir hulle gedoen het. Kom ek bring dit ook na Stella toe. Weet, as ons as 'n gemeente die Heilige Gees en die Here toelaat om Here oor ons beursie en ons finansies te wees, en ons as gemeente offer, soos wat God wil hê ons moet offer, dan sal hierdie gemeente nie nodig hê om 'n kuierfees te hou vir geld nie. Ons sal nie nodig hê om 'n pannekoek te bak vir inkomste nie. Julle hoor wat ek sê. Daar sal genoeg wees om absolute Godgroote koninkrykswerk te doen in hierdie gemeenskap, soos hierdie gemeenskap nog nooit gesien het nie. As ons by daai punt kom en sê, Here, U is die Here van my beursie. En Here, hierdie eerste Christen het dit gedoen, ek weet nie hoe, wat U wil hê ek moet doen nie. Maar Here, ek weet U roep my om te offer, want U het alreeds die grootste offer vir my gegee, dan doen ek dit. En ek sê weer, dit geld ook vir ons, wat as jy dalk 'n kospakkie kry, dan het jy nog steeds 'n verantwoordelikheid om te offer, want God het alles vir jou alreeds gedoen. En as ek kyk na, ek wil een ding uitlig uit Stella Kerkraad se begroting. 'n groot begroting, redelik, hy kan 3 maal meer wees, maar dan breek my hart as ek sien die bediening se begroting. Raai watter bediening in hierdie gemeente word die minste voorbegroot? Kom enige raaiskoot, die jeugbediening. Die jeugbediening. Ons gemeente sê, ons spandeer die minste geld aan ons kinders. En nie net aan ons kinders nie, sommer aan die kinders in ons gemeenskap. Ons het kinders wat daar by die juffrou in die skoolkoshuis sit. Ons het 'n geleentheid, die Here stuur hulle Stella toe. Maar ons sê, sorry, ons het nie begroting. Ons kan nie. Gemeente. Tja, Johan, ek sien jy smile breed. Penny for your thoughts. Julle hoor wat ek sê. As ons 'n gemeente is,
wat vanuit die opstanding leef, is ons 'n gemeente wat een in hart, een in siel, een in offer is. Moet jy alles gaan verkoop? Nee, God gee dit reeds vir jou. Offer net. Ek ken 'n vrou. Sy vertel my op 'n dag, hoe die Here dit op haar hart gelê het, haar huis, dat sy gaan haar huis verkoop, hy's in die mark, toe kom die Here en sê, daai geld is nie jou geld nie. Ek gaan die huis vir jou verkoop, maar jy gee elke sent vir mense wat behoeftes het, vir Christene wat in nood is. Dag later verkoop die huis, en sy weet, ek moet daai geld gee, en oor tydperk van 7 jaar, het sy daai werk gedoen wat die Here op haar hart gelê het. Hoekom? Want dit was buitendiens syne. En ek en jy is net rentmeester oor wat God reeds vir ons gegee het. Wat kan ek en jy doen? Ons kan op ons knieë gaan en sê, Here, Jesus, U het opgestaan. U is Here. En Here, as Here van hierdie gemeente, as Here van my lewe, laat ek van my kant af met 'n gesindheid van eenheid leef, een in hart, een in siel. En as ek hieroor praat, bedoel ek nie daar's verdeeldheid nie, nee, glad nie. Ek bedoel net dit is 'n paaswonderwerk, dat mense wat verskillend is in eenheid leef. En Here, as dit kom by my offer, Here, ek weet nie, maar Here, druk U op my hart wat ek moet doen. Want daar's koninkrykswerk, en dat die wêreld kan sien, U regeer in hierdie gemeente, ook oor ons finansies. Ek gee vir jou 'n tydjie vir stil gebed. Praat met die Here oor wat jy vanoggend gehoor het, wat jy kan doen, en hoe die Here wil hê, dalk moet daar 'n transformasie in jou en my lewe wees, hoor by hom wat dit is. Vader, in die naam van Jesus bid ons, dat hierdie tweede grootste paaswonder ook in Stella sal gebeur, in my lewe sal gebeur, in ons lewe sal gebeur. Ons bid dat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees my en ons by die belydenis sal bring, Jesus het waarlik opgestaan en hy is die Here van my lewe. Bid dat U die kragtige transformasie sal bring, dat al verskil ek met mense om my, dat ek deur Jesus Christus een van hart en een van siel sal wees, saam sal werk aan die uitbreiding van die koninkryk van God, dat U deur die kragtige werking van die Heilige Gees, omdat Jesus die Here van my finansies is, my ook sal bring op 'n punt om te offer soos U wil, Here, dat die wêreld kan weet, Jesus Christus is ook Here oor my lewe, my finansies en alles wat ek het en besit. Here, ons bid vir hierdie tweede grootste paaswonder in hierdie gemeente se lewe, in my lewe, in ons lewe. En Here, dat ons dit sal uitleef. Vader, en ek bid dat U elkeen van ons hier sal seën. U het ons geseën met die evangelie. U het ons geseën met Jesus Christus. En as iemand hier nog moet tot bekering kom en Jesus die Here maak van hulle lewe, dan bid ons dat U hulle sal seën met daardie bekering in hulle lewe. Seën ons met gehoorsaamheid aan die wil van God. Dat ons in eenheid sal lewe en opregtheid, Here. En al hierdie dinge, Here, dat U alleen groot gemaak sal word. Dankie dat ons dit vir U kan vra. In die naam van ons Koning en Here, Jesus Christus. Amen.